Hallo maats, dis lekker om julle weer te sien. Waaroor dink julle gaan ons vandag leer? Ons gaan vandag leer oor die weer, seisoene en natuurrampe. Hoe lyk die weer vandag daar waar julle woon? Hier in die Kaap is dit vandag baie koud en nat. Weet julle hoekom dit vandag baie koud en nat is? Dis reg, want dit is winter. Weet julle wat? Ek ken 'n liedjie oor die seisoene. Wil julle saam met my die liedjie sing? Okay. Weet jy wat is al die 4 seisoene? Ken jy die name van al die 4 seisoene? Kom ons kyk gou na al die 4 seisoene. Is jy gereed om te leer oor die seisoene? In die somer speel ons met sand en water. Ons eet ook roomys. En die son sak later, dis lekker warm. Langs die see op swembad, ons hou vakansie. En piknik langs die pad. Winter is die koudste seisoen van almal. Ons eet sop en geniet die meeste reënval met sneeu en met ys. Bou ons 'n groot sneeuman. Ons drink warm sjokolade net want ons kan. In die herfs waai die wind verskriklik baie en al die bome se blare lê in die paaie. Die wêreld is vol oranje, rooi en geel. Hoop die blare is die lekkerste om mee te speel. Lente is wanneer die wêreld weer kleure blom, wanneer die plante en diere weer huis toe kom met blomme en vrugte. Geniet ons die warm weer met blydskap en vreugde. Groet lente elke keer. Hierdie liedjie was baie pret. 4 seisoene is wat ons het. Wow, maat, dit was pret om te sing. So, daar is 4 seisoene in 'n jaar. Somer, winter, herfs en lente. Elke een van hierdie seisoene hou aan vir 3 maande. Kom ons leer oor die seisoene in hulle volgorde. Watter seisoen gaan ons mee begin? Ek weet, kom ons begin met somer. Somer begin in Desember in die suidelike halfrond, wanneer dit skoolvakansie is, en eindig in Februarie. Watter tipe weer vind ons in die somer? Dis reg. In die somer is die temperatuur lekker warm en die son skyn en sak baie laat. So, ons kan lekker lank en laat buite saam met ons maat speel. In plekke wat naby aan die see is die humiditeit ook hoog. Weet julle wat humiditeit beteken? Kom ek verduidelik vir julle. Humiditeit is die hoeveelheid water in die lug. Julle weet hoe lug soms taai en nat voel en soms voel dit droog. Dit is as gevolg van hoeveel water of vog in die lug is. Stel jou voor jy het 'n spons. Wanneer die spons droog is daar geen water in nie. Maar wanneer jy dit in water laat lê, word dit baie nat en swaar. Humiditeit is soos die water in die spons, maar in die lug om ons. Hoe voel humiditeit? Wanneer die lug baie water in het, word dit hoë humiditeit genoem. Op dae met hoë humiditeit kan dit taai voel en jy sal dalk meer sweet. Wanneer die lug min water in het,
word dit lae humiditeit genoem. Op dae met lae humiditeit voel die lug droog en jou vel kan ook droog voel. Kom ons probeer 'n visuele voorbeeld. Vra vir mamma of pappa om gou vir julle 'n spieël te gee. Het julle al ooit probeer om op 'n spieël of venster asem te haal? Probeer dit gou. Sien julle hoe mistig dit raak? Wel, dit is omdat die water in jou asem die spieël of venster nat maak. Dis 'n klein voorbeeld van hoe daar water in die lug kan wees. Wil julle saam met my 'n eksperiment oor humiditeit doen? OK. Julle gaan vir mamma of pappa moet vra om te help, OK? Vat 'n glasbottel of bak en maak dit vol warm water en sit 'n bord bo-op. Dan sit ons ysblokkies bo-op die bord. Wow, julle! Sien julle die waterdruppels wat vorm binne in die bottel? Dit gebeur omdat die warm water verdamp en die vog in die lug binne die bottel afkoel en weer in waterdruppels in verander. Net soos hoe humiditeit in die lug om ons werk. In plekke wat verder van die see af is donderweer en weerlig baie algemeen in die somer. Weet julle wat donderweer en weerlig is? Kom ek verduidelik vir julle. Weerlig is 'n groot ligflits in die lug wat gebeur tydens 'n storm wanneer die wolke baie kwaad en vol energie word. Stel jou voor dat jy 'n ballon op jou hare vryf. Jou hare staan dan regop as gevolg van statiese elektrisiteit. In die lug word wolke ook vol statiese elektrisiteit tydens 'n storm. Wanneer die wolke nie meer elektrisiteit kan inhou nie, spring die elektrisiteit van een wolk na 'n ander of van 'n wolk na die grond. Hierdie groot sprong van elektrisiteit is wat ons as weerlig sien. Donderweer is die groot dreun of dreungeluid wat ons hoor nadat ons weerlig sien. Wanneer weerlig gebeur, maak dit die lug rondom dit baie warm, baie vinnig. Hierdie warm lug stoot dan baie vinnig uit en maak 'n harde klankgolf wat ons as donderweer hoor. Dit is soos wanneer jy 'n ballon bars. Die harde slag wat mens hoor, is die lug binne-in wat op een slag ontsnap. Hoekom sien ons weerlig voordat ons die donderweer hoor? Goeie werk, maats! Omdat lig vinniger as klank beweeg. So, alhoewel weerlig en donderweer op dieselfde tyd gebeur, sien ons eers die weerlig omdat die lig ons oë vinniger bereik as wat die klank by ons ore uitkom. Het julle geweet dat jy kan uitwerk hoe ver die storm weg is deur die sekondes te tel tussen die weerligstraal en die klank van die donderweer? Elke sekonde wat jy tel is gelyk aan ongeveer 1 myl tussen jou en die storm. Kyk maats, hier het 'n storm opgesteek. Kom ons kyk gou hoe ver die storm van ons al weg is. Daar sien ons die flits, so kom ons tel. 1, 2, 3, 4, 5. Sjoe, skrik ek nou. Ons het tot by 5 getel. So wat beteken dit? Dis reg. Dit beteken die storm is sowat 5 myl ver. Onthou maats, as daar weerlig en donderweer is, moet ons hierdie veiligheidswenke volg. 1. Bly binne 'n gebou of motor. 2. Bly ver weg van hoë voorwerpe af, omdat dit die weerlig en donderweer kan aantrek. En laaste, 3. Bly weg van water af. Hoekom sê ek ons moet van water af wegbly? Dis reg,
omdat water elektrisiteit gelei en donderweer en weerlig is statiese elektrisiteit. Ek hoor donderweer, hoor jy dit ook? Hoor jy dit ook? Hoor hoe val die reentjie, ek sop nat en jy is ook. Het julle geweet dat dit soms gedurende donderstorms haal ook? Weet julle wat haal is? Kom ek verduidelik vir julle. Haal is 'n soort ys wat tydens sommige storms uit die lug val. Dit lyk soos klein balletjies ys en kan so klein soos 'n ertjie of so groot soos 'n golfbal wees. Hoe vorm haal? Dis reg. Haal vorm binne groot onweerswolke tydens donderstorms. Binne hierdie wolke waai sterk winde reendruppels op en af. Wanneer reendruppels hoog in die wolk opgeblaas word, vries hulle en verander in klein ysballetjies. Hoe meer hierdie ysballetjies op en af gewaai word deur die winde, versamel meer lae ys elke keer as hulle opgaan. Hulle word groter en wanneer die ysballe te swaar word vir die wind om hulle op te hou, val hulle op die grond soos haal. Stel jou voor jy is by 'n pretpark met 'n tuimeltrein wat op en af gaan. Die reendruppels is soos klein kindertjies op die tuimeltrein. Wanneer die rit hoog opgaan, word dit baie koud en trek hulle ysjasse aan. Elke keer as hulle weer opgaan, trek hulle nog 'n laag aan en uiteindelik, wanneer hulle te swaar word, kom hulle af soos haal. Onthou maats, net soos met die donderweer en weerlig, moet ons binne bly as dit haal om onsself veilig te hou, want haal kan soms baie groot wees en kan plante, motors, vensters en mense seermaak as dit val. Watter aktiwiteite doen ons in die somer, julle? Dis reg. In die somer kan ons lekker strand toe gaan en in die see gaan swem. Ons kan ook speel en swem in die swembad. In die somer is dit die lekkerste om in water te speel, né? Ons kan ook verskeie watersporte doen, soos branderplankry, vleerplankry en snorkel. En omdat dit so lekker warm is, braai pappa meer gereeld vir ons 'n vleisie, né? Watter seisoen is volgende maats? Goeie werk. Dit is herfs. Herfs begin in die suidelike halfrond in Maart en dit eindig in Mei. Watter tipe weer vind ons in die herfs? Goeie werk. In die herfs word die temperatuur koeler. Die bome se blare begin van kleur verander, van groen na kleure soos rooi, oranje en geel. En die bome se blare begin afval. Hoekom verloor bome hulle blare in die herfs? Mooi. Bome verloor hulle blare in die herfs om gereed te maak vir die winter. Net soos jy dalk 'n warm jas aantrek om gereed te maak vir die koue weer. Stel jou voor dat bome hul energie moet spaar gedurende die koue wintermaande, net soos hoe jy dalk jou energie moet spaar wanneer jy moeg is. Blare gebruik baie van die boom se energie omdat hulle water en sonlig nodig het om groen en gesond te bly. In die herfs, wanneer daar minder sonlig is en dit begin kouer word, begin bome hulle energie spaar deur hulle blare te laat gaan. Hoe gebeur dit? Dis reg. Soos dae korter word en daar minder sonlig is, kry die boom 'n sein dat die winter kom. Die groen kleur in die blare, genoem chlorofil, begin afbreek omdat daar nie genoeg sonlig is nie.
Dit is hoekom blare van kleur verander na geel, oranje, rooi of bruin. Die boom vorm 'n spesiale laag selle waar die blaar die tak ontmoet. Hierdie laag sny die vloei van water en voedingsstowwe na die blaar af, wat veroorsaak dat dit afval. Wil julle saam met my herfsblare tel? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Goeie werk met die blare tel, maats. Watter aktiwiteite doen ons in die herfs, julle? Goeie werk. Omdat dit bietjie koeler is, kan ons saam met mamma of pappa in die natuur gaan stap. En ons kan al die kleurvolle blare wat van die bome afgeval het, optel en versamel en ons kan blaarkuns daarmee maak. Wat nog, julle? Watter spesiale vakansiedag vind ons in die herfs? Goeie werk! Paasfees! En wat doen ons gedurende die Paasfees? Mooi! Ons neem deel aan paaseiersoektogte en ons eet paasbolletjies. Paasbolletjies, paasbolletjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Paasbolletjies, paasbolletjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Paasbolletjies, paasbolletjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Gee dit vir jou seuns en vir jou dogtertjies. 1 sent, 2 sent, paasbolletjies. Watter seisoen is volgende, maats? Dis reg, winter. Winter begin in Junie in die suidelike halfrond en eindig in Augustus. Watter tipe weer vind ons in die winter? Dis reg,
Dit word baie, baie koud en in sommige plekke wat hoog geleë is, kan dit soms sneeu. Weet julle wat sneeu is? Kom ek verduidelik vir julle. Sneeu is soos klein, sagte stukkies ys wat uit die lug val wanneer dit verskriklik koud is buite. Dit lyk soos 'n wit kombers wat alles bedek. Sneeu vorm wanneer die lug onder vriespunt word. Klein druppels water in die wolke vries in klein yskristalle omdat dit so koud is. Hierdie yskristalle kleef aan mekaar om sneeuvlokkies te vorm. Elke sneeuvlokkie het 6 kante en geen 2 sneeuvlokkies is presies dieselfde nie. Hulle is almal uniek. Stel jou voor jy het 'n vrieskas by die huis. As jy water in die vrieskas sit, verander dit in ys. Die lug doen iets soortgelyks. Wanneer dit koud genoeg is, vries die water in die wolke en val as sneeu op die grond. Watter aktiwiteite kan ons doen as dit sneeu, maats? Dis reg. Ons kan ski, sneeuplank ry, slee op sneeuheuwels, sneeubalgevegte hou, sneeuengele maak en ons kan sneeumannetjies bou. Wil julle saam met my 'n sneeuman bou? Okay. Om die sneeuman te bou, gaan ons met sy lyf begin. Dan sy kop, 2 stokkies vir sy arms, 2 lekker warm rooi handskoene op sy hande, 'n warm rooi serp om sy nek, swart steenkool vir sy mond, 'n oranje wortel vir sy neus, 2 swart steenkole vir sy oogies en 'n lekker warm rooi hoed. Kyk hoe dans die sneeuman. Onthou maats, as dit sneeu, moet ons hierdie veiligheidswenke volg. 1. Dra die regte klere vir die koue weer om jouself warm te hou. En 2. Moenie sneeu wat verkleur is, eet nie. Weet julle watter ander tipe weer vind ons in die winter? Dis reg. In plekke soos die Kaap waar ek woon, reën dit verskriklik baie en dis baie koud en nat. Weet julle hoe reën vorm? Dis reg. Die son verhit water in riviere, mere en oseane. Hierdie water verander in klein waterdruppels wat waterdamp genoem word en gaan op na die lug. Dit word verdamping genoem. Wanneer die waterdamp hoog genoeg word, koel dit af en verander terug in klein druppels water. Hierdie druppels water kom bymekaar om wolke te maak. Dit word kondensasie genoem. Wanneer die druppels water in die wolke te swaar word, val hulle terug grond toe as reën. Dit word neerslag genoem. Stel jou voor jy het 'n pot water op die stoof. Wanneer jy die water verhit, verander dit in stoom en styg. As jy 'n deksel bo kan die pot hou, koel die stoom af en verander weer in waterdruppels op die deksel. Die lug doen iets soortgelyks. Die son verhit die water en dit kom op, koel af en val terug soos reën. Dink aan die watersiklus soos 'n groot sirkel. Water gaan die lug in, maak wolke, val soos reën en gaan dan terug na riviere en mere om weer van voor af te begin. Onthou julle die eksperiment wat ons vroeër gedoen het met die glasbottel? Wel, dit is presies hoe reën vorm.
Reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Papa wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Reën, reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Mama wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Reën, reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Boetie wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Reën, reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Sissie wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Reën, reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Baba wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Reën, reën, kan jy nou wag? Kom nou terug 'n ander dag. Die familie wil speel en lag. Reën, reën, kan jy nou wag? Kom sing die ietsie bietsie spinnekop saam met my. Is julle gereed? Kry uit julle spinnekopvingers. Die ietsie bietsie spinnekop klim op teen die muur. Opsteek die wolke, die reën is amper hier. Die wind en die druppels spoel vir ietsie af. Ag nee, ou ietsie, die weer is sommer laf. Gaan ons nog sing? Nog. Ja. Kom ons sing dit weer. Kry uit julle spinnekopvingers. Die ietsie bietsie spinnekop klim op teen die muur. Daar is die wolke, die reën is alweer hier. Die wind en die druppels spoel vir ietsie af. Ag nee, ou ietsie, die weer is sommer laf. Gaan ons nog een laaste keer sing? Ja. Kry weer uit julle spinnekopvingers. Is julle gereed? Die ietsie spinnekop klim op teen die muur. Weg is die wolke, die son skyn is hier. Die wind en die druppels is nou vereers weer weg. Ietsie spinnekop, alles is weer reg. Goeie werk met julle spinnekopvingertjies, maats. Ek sien julle volgende keer. Tata! Watter ander aktiwiteite kan ons in die winter doen wanneer dit reën en koud is? Dis reg. Ons kan warm sjokolade by 'n snoesige vuur drink. Ons kan malva lekkers op die vuur braai en ons kan bordspeletjies speel saam met ons familie en vriende. Ons kan ook met emmers en bakkies water opvang en nadat dit gereën het, kan ons met ons stewels in die water gaan plas. En weet julle wat gebeur nadat dit gereën het? Goeie werk! Ons sien 'n reënboog. Ken jy al die reënboogkleure? Kyk na al die voëls se vere, kyk na die natuur se blare en die veeprinses se hare. Sien die kleure van die reënboog na die reën so ver en hoog. Staar met wonder en met wense al die kinders en groot mense. Hoeveel kleure kan jy sien? Is dit 2 of is dit 10? Kom ons tel die kleure mooi. Dit begin altyd by rooi. Rooi, oranje,
geel, groen, blou, indigo, violet, rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet, die kleure wat 'n reënboog het. Ken jy al die reënboogkleure? Kyk na al die voëls se vere, kyk na die natuur se blare en die veeprinses se hare. Sien die kleure van die reënboog na die reën so ver en hoog. Staar met wonder en met wense al die kinders en groot mense. Hoeveel kleure kan jy sien? Is dit 2 of is dit 10? Kom ons tel die kleure mooi, dit begin altyd by rooi. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet, rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet, die kleure wat 'n reënboog het. Watter ander tipe weer vind ons in die winter? Dis reg. In plekke soos die Kaap veral kry ons baie sterk wind. Weet julle wat wind is? Dis reg. Wind is lug wat buite rond beweeg. Jy kan dit nie sien nie, maar jy kan dit op jou gesig voel en jy kan sien hoe dit vleers en blare byvoorbeeld laat beweeg. Hoe gebeur wind? Kom ek verduidelik vir julle. Die son verhit verskillende dele van die aarde teen verskillende tempos. Sommige plekke word warmer as ander. Warm lug is ligter as koue lug, so die warm lug styg in die lug op. Koel lug is swaarder as warm lug en beweeg af om die plek in te neem van die warm lug wat opgestyg het. Hierdie beweging van lug van een plek na 'n ander is wat ons wind noem. Dink aan wind soos wanneer jy borrels blaas. Jou asem beweeg die borrels rond, net soos die wind blare en vleers beweeg. Hoekom is wind belangrik? Wind kan ons op 'n warm dag afkoel, soos die natuur se ligversorger. Wind help ook om sade en styfmeel te versprei, wat belangrik is vir plante om te groei. Wind word ook gebruik om elektrisiteit met windturbines te maak. Verskillende soorte wind het spesiale name, soos 'n briesie vir 'n sagte wind en 'n storm vir 'n sterk wind. As julle soos ek in die Kaap bly, kan julle op 'n baie winderige dag na Blouberg se strand toe gaan en kyk hoe al die vleerbranderplankryers met hulle kleurvolle vleers in die see speel. Wat is die laaste seisoen waarna ons moet kyk, maats? Dis reg, dit is lente. Lente begin in September in die suidelike halfrond en eindig in November. Watter ander tipe weer vind ons in die lente? Dis reg, maats. Die temperatuur begin weer meer aangenaam word en warmer en daar is lekker sagte reën wat val om die plante nat te maak. Wat anders gebeur in die lente met plante? Mooi. Kleurvolle blommetjies blom en daar's nuwe vars groen blaartjies wat op die bome vorm. Hoekom blom blommetjies in die lente? Blomme blom in die lente omdat die weer warmer word en daar is meer sonlig.
Dit help plante om uit hul winterslaap wakker te word en weer te begin groei. Gedurende die winter rus baie plante omdat dit te koud is vir hulle om te groei. Hulle bly veilig en warm onder die grond. Wanneer die lente kom, word die weer warmer en die dae word langer. Dit is soos 'n wekroep vir plante. Daar is meer sonlig en reën in die lente. Plante gebruik sonlig en water om te groei. Dink aan die warmer weer en langer dae in die lente as 'n wekker vir plante, wat vir hulle sê dat dit tyd is om wakker te word en te begin groei. Lente is soos 'n groot partytjie vir plante. Hulle kry al die dinge wat hulle liefhet: warmte, sonlig en water. So hulle kom uit en wys hulle pragtige blomme. Weet julle wat noem ons die proses wat plante gebruik om hulle voedsel te maak? Dis reg, fotosintese. Wat is fotosintese en hoe gebeur dit? Kom ek verduidelik vir julle. Fotosintese is die manier waarop plante hulle kos maak deur sonlig te gebruik. Dit is soos 'n spesiale kookproses wat net plante kan doen. Plante gebruik sonlig wat soos hulle kooklig is. Hulle drink water uit die grond met hulle wortels en hulle neem 'n gas wat koolstofdioksied genoem word uit die lug in deur klein gaatjies in hulle blare. Wanneer plante sonlig, water en koolstofdioksied het, kan hulle hul eie kos maak om groot en sterk te word. Die fotosintese proses maak 'n spesiale soort suiker wat plante vir kos gebruik. Hierdie suiker help die plant groei en produseer blomme, vrugte en sade. En raai wat? Terwyl hulle vir hulself kos maak, maak plante ook suurstof wat hulle in die lug vrystel. Dit is dieselfde suurstof wat ons inasem. Watter aktiwiteite doen ons in die lente, maats? Dis reg. Ons kan in die natuur gaan stap en na die mooi blomme en plante gaan kyk. En dit is ook die perfekte tyd om saam met mamma of pappa 'n groentetuin te begin om ons eie kos te groei. Plant 'n saadjie in 'n lekker sonnige deel van die tuin of in 'n potplant in 'n mooi venster waar daar genoeg sonlig is. Gee die plantjie genoeg water as dit nie genoeg gereën het nie en kyk hoe groei die plantjie tot hy sterk genoeg is om vrugte te dra. Kom ons speel 'n voorwerppasspelletjie. Ek gaan vir julle 'n prentjie wys en dan moet julle dit pas by die seisoen waar dit hoort. Is julle gereed? In watter seisoen pas die warm son? Dis reg, in die somer. In watter seisoen pas die kaal boom? Mooi, mooi, in die herfs. In watter seisoen pas die sneeu? Dis reg, dit pas in die winter. In watter seisoen pas die kleurvolle blom? Goeie werk, julle is so slim. Dit pas in die lente. In watter seisoen pas die maatjie wat swem? Mooi, mooi, in die somer. In watter seisoen pas die oranje
blaar. Dis reg, in die herfs. In watter seisoen pas die maatjie wat ijskaats? Mooi, in die winter. En laaste, in watter seisoen pas die groentetuin? Dis reg, in die lente. Kom ons kyk na verskillende tipes weer en watter tipe klere ons in daardie weer moet aantrek. Watter tipe klere dra ons wanneer die son skyn en wanneer dit warm is? Goeie werk! Ons dra goed soos kortmou hemde, kortbroeke, rompies, rokkies of sandale. Of ons kan net kaalvoet rondhardloop, nê? En wat kan ons op ons gesig en kop sit om ons teen die son te beskerm? Dis reg, ons kan 'n hoed op ons kop sit en om ons oë te beskerm, kan ons 'n sonbril dra. En laaste, wat dra ons as ons wil gaan swem? Mooi maats, ons dra ons swemklere en ons gebruik 'n handdoek om ons droog te maak. Watter tipe klere dra ons wanneer dit reën? Dis reg. Ons dra goed soos langmou hemde, truie, baadjies, langbroeke, reënjasse, warm sokkies en ons kan ons stewels dra om buite in die plasse te gaan speel en spring, nê? En wat anders kan ons gebruik om onsself teen die reën te beskerm? Mooi. Ons gebruik 'n sambreel. Watter tipe klere dra ons wanneer dit sneeu? Dis reg. Ons dra langmou hemde, langbroeke, jasse, truie, baadjies, warm sokkies, stewels, serpe en missies. En wat kan ons op ons hande sit om dit warm te hou? Goeie werk! Ons kan lekker warm handskoene aantrek. Ons trek ons broekies aan, broekies aan, broekies aan. Kom, ons trek ons broekies aan, wanneer ons uitgaan. Kom, ons trek ons hempies aan, hempies aan, hempies aan. Kom, ons trek ons hempies aan, wanneer ons uitgaan. Jassies aan. Kom, ons trek ons jassies aan, wanneer ons uitgaan. Kom, ons trek ons serpies aan, serpies aan, serpies aan. Kom, ons trek ons serpies aan, wanneer ons uitgaan. Trek ons sokkies aan, sokkies
sokkies aan, sokkies aan. Kom ons trek ons sokkies aan wanneer ons uitgaan. Kom ons trek ons skoentjies aan, skoentjies aan, skoentjies aan. Kom ons trek ons skoentjies aan wanneer ons uitgaan. Kom ons trek ons hoedjies aan, hoedjies aan, hoedjies aan. Kom ons trek ons hoedjies aan wanneer ons uitgaan. Kom ons trek ons klere aan, klere aan, klere aan. Kom ons trek ons klere aan wanneer ons uitgaan. Hoewel die natuur en weer baie wonderlik is en soveel lewe en vreugde vir die wêreld bring, kan dit ook soms baie gevaarlik wees. Wanneer die natuur en die weer gevaarlik is, noem ons dit 'n natuurramp. Weet julle wat 'n natuurramp is? Goeie werk. 'n Natuurramp is 'n baie groot gebeurtenis wat in die natuur plaasvind en kan baie groot veranderinge in die aarde bring en soms ook goed soos geboue, paaie en bome beskadig. Hierdie goed gebeur as gevolg van die natuurlike prosesse van die aarde en dit kan baie kragtig wees. Dis amper soos die natuur wat baie sterk word en groot dinge laat gebeur. Kom ons kyk gou na 'n paar natuurrampe wat mens vind en wat ons kan doen om onsself veilig te hou as so iets in ons area gebeur. Die eerste natuurramp wat ons na gaan kyk is 'n aardbewing. Wat is 'n aardbewing? Goeie werk. 'n Aardbewing is wanneer die grond bewe omdat die rotse onder die grond skielik breek. Stel jou voor, jy spring op 'n trampolien. Wanneer jy spring, beweeg die trampolien op en af. 'n Aardbewing is soos die grond wat op en af spring. Om veilig te bly gedurende 'n aardbewing, moet ons die volgende doen. Gaan af op jou hande en knieë, bedek jou kop en nek en hou vas aan iets wat stewig is. As jy binne is, bly daar. Kruip weg onder 'n stewige tafel of lesenaar en bly weg van vensters af. Die glas kan breek en ernstige beserings veroorsaak. Die volgende natuurramp wat ons na gaan kyk is 'n vulkaan. Wat is 'n vulkaan? Dis reg. 'n Vulkaan is 'n berg wat warm gesmelte rots wat lava genoem word, saam met as en gasse kan uitskiet. Dink aan 'n vulkaan soos 'n groot bottel koeldrank. Wanneer jy dit skud sodat die druk opbou en dan die doppie oopmaak, bars en spuit die koeldrank uit. 'n Vulkaan doen dieselfde, maar met warm lava in plaas van koeldrank. Om veilig te bly gedurende 'n vulkaniese uitbarsting, moet ons die volgende doen. As owerhede sê om te vertrek, doen dit dadelik. As jy nie kan vertrek nie, bly binne en hou vensters en deure toe om as te vermy. Gebruik 'n masker of lap om jou neus en mond te bedek om te verhoed dat jy as inasem. Nog 'n natuurramp is 'n tornado. Wat is 'n tornado? Mooi. 'n Tornado is 'n draaiende lugkolom wat die grond raak en baie skade kan veroorsaak. Dink aan 'n tornado soos 'n reusagtige draaiende tol van lug wat oor die land beweeg en dinge in sy pad optel en vernietig. Om veilig te bly gedurende 'n tornado, moet ons die volgende doen. Skuif na 'n kamer in jou huis wat op die onderste vloer is sonder vensters. Gebruik 'n matras of swaar komberse om jouself te beskerm teen voorwerpe wat die tornado rondwaai en bly weg van vensters af, omdat die glas kan breek en jou baie seer maak. 'n Ander natuurramp is 'n orkaan.
Wat is 'n orkaan? Goeie werk. 'n Orkaan is 'n groot storm met sterk winde en swaar reën wat oor die see vorm. 'n Orkaan is soos 'n groot winderige, reënerige warrel in die see wat land toe beweeg en baie sterk kan wees. Om veilig te bly gedurende 'n orkaan, moet ons die volgende doen. As owerhede sê om te vertrek, doen dit dadelik. As jy nie betyds kan wegkom nie, bly binne en weg van vensters af gedurende die storm en hou water, kos en 'n flitslig byderhand. Die volgende natuurramp is 'n vloed. Wat is 'n vloed? Dis reg. 'n Vloed vind plaas wanneer daar te veel water op 'n plek is, gewoonlik van swaar reën, en dit bedek die grond. 'n Vloed is soos wanneer jy die kraan ooplos en water oor die wasbak stort en die badkamer oorstroom. Om veilig te bly gedurende 'n vloed, moet ons die volgende doen. Gaan na hoër grond as daar 'n vloedwaarskuwing is en moenie deur vloedwater loop of ry nie. Dit kan dieper en vinniger beweeg as wat dit lyk. Nog 'n natuurramp is 'n tsunami. Wat is 'n tsunami? Mooi. 'n Tsunami is 'n reeks massiewe oseaangolwe wat gewoonlik deur 'n onderwater aardbewing veroorsaak word. 'n Tsunami is soos wanneer jy in die bad spat en die water spoel oor die kant, maar baie groter en in die see. Om veilig te bly gedurende 'n tsunami, moet ons die volgende doen. Sodra jy 'n tsunami waarskuwing hoor, beweeg weg van die kus af en gaan na hoër grond. Moenie strand toe gaan om na die branders te kyk nie. 'n Ander natuurramp is 'n veldbrand. Wat is 'n veldbrand? Goeie werk. 'n Veldbrand is 'n groot brand wat vinnig oor woude en grasvelde versprei. 'n Veldbrand is soos 'n kampvuur wat buite beheer raak en deur die bos versprei. Om veilig te bly gedurende 'n veldbrand, moet ons die volgende doen. As daar 'n veldbrand naby jou is, vertrek vroeg om te verhoed dat jy vasgekeer word. As jy binne bly, hou vensters en deure toe om rook uit te hou en dra 'n masker om jouself te beskerm teen rookinasemming. Die volgende natuurramp is 'n sneeustorm. Wat is 'n sneeustorm? Dis reg. 'n Sneeustorm is 'n baie sterk storm met baie wind en sneeu. 'n Sneeustorm is soos 'n sneeubol wat geskit word, wat dit moeilik maak om te sien en wat dit baie koud buite maak. Om veilig te bly gedurende 'n sneeustorm, moet ons die volgende doen. Bly binne waar dit warm en veilig is. As jy buite moet gaan, dra baie lae, 'n hoed, handskoene en 'n serp. Hou kos, water en 'n flitslig vir ingeval die krag afgaan. Nog 'n natuurramp is 'n droogte. Wat is 'n droogte? Mooi. 'n Droogte vind plaas wanneer daar vir 'n lang tyd nie genoeg reën is nie en die land baie droog word. 'n Droogte is soos wanneer jy vergeet om jou plante lank water te gee en hulle word droog en verlep. Om veilig te bly gedurende 'n droogte, moet ons die volgende doen. Gebruik minder water in jou daaglikse aktiwiteite, soos om korter storte te neem. Drink baie water om jouself gesond te hou. En luister na plaaslike owerhede vir wenke oor waterbesparing. 'n Ander natuurramp is 'n grondverskywing. Wat is 'n grondverskywing? Goeie werk. 'n Grondverskywing vind plaas wanneer klippe en grond teen 'n heuwel of berg afgly. 'n Grondverskywing is soos wanneer jy 'n sandkasteel bou en die sand gly skielik langs die kante af. Om veilig te bly gedurende 'n grondverskywing, moet ons die volgende doen. As daar vir jou gesê word dat 'n grondverskywing kom, beweeg vinnig na 'n veilige area. Bly wakker en kyk vir tekens van grondverskywing soos krake in die grond
of kantelende bome en, as jy nie kan vertrek nie, bly binne en beweeg na 'n hoër vloer indien moontlik. Die laaste natuurramp waarna ons gaan kyk is 'n sneeustorting. Wat is 'n sneeustorting? Dis reg. 'n Sneeustorting is wanneer 'n groot hoeveelheid sneeu en ys teen 'n berg afgly. 'n Sneeustorting is soos 'n groot sneeubal wat teen 'n heuwel afrol en meer sneeu optel soos dit beweeg. Om veilig te bly gedurende 'n sneeustorting, moet ons die volgende doen. Moenie na gebiede gaan waar sneeustortings waarskynlik is nie, veral na swaar sneeu. As jy in sulke gebiede is, dra 'n baken en graaf saam met jou en as 'n sneeustorting kom, probeer om na die kant van sy pad te beweeg sodat hy jou nie tref nie. Hierdie gebeure kan soms baie skrikwekkend wees, maar om daarvan te weet, help ons om veilig te bly. Wow, maats, dit was so lekker om saam met julle te leer oor die weer, seisoene en natuurrampe. Watter seisoen is julle gunsteling? Myne is die winter, want ek kan lekker warm klere aantrek, ek kan saam met my honde onder die komberse lê en ek kan warm sjokolade by die vuur drink. Ek hoop julle het dit net so baie soos ek geniet en dat julle sal veilig wees as julle ooit 'n natuurramp in regte lewe kan sien. In Suid-Afrika gelukkig is daar net 'n paar van hierdie natuurrampe wat plaasvind, soos vloede en veldbrande byvoorbeeld en droogtes. Maar dit gebeur nie gereeld nie, so ons is taamlik veilig. Nou toe, dis tyd om tata te sê. Tata maats, ek sien julle volgende keer. Subscribe vir weeklikse video's.